Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Donderdag 16 Februarie, die krag van die evangelie. Kom ons open met gebed. Liewe Vader, ons dank U vir die trou en die genade, waar ons nou hierdie studie gaan deurgaan, liewe Heer, bring asseblief lig waar daar onsekerheid is. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Lees Kolossense 1 vers 28 en 29. Waarom fokus Paulus hier? Hoekom dink jy word die woord elke 3 keer herhaal? Ons lees Kolossense 1 vers 28 en 29. Hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan, om elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus voor te stel, waarvoor ek arbei en stry, volgens sy werking, wat in my werk met krag. Kolossense 1 vers 28 en 29. Die fokus van Paulus se prediking was Christus wat gekruisig is. 1 Korintiërs 1 vers 23 lees, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. Volgens Efesiërs 5 vers 27 is die doel van Christus se offer sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. Dis is die doel van Paulus se evangelie prediking om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel, Kolossense 1 vers 28. Hy doen dit deur onderrig en waarskuwing, deur aan hulle die verskeie voorskrifte van die Christelike lering en praktyk voor te hou. Voorbeelde gaan ons lees uit 1 Tessalonisense 2 vers 15 wat lees: So dan broeders, staan vas en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is, of deur 'n woord, of deur 'n brief van ons. 1 Timoteus 4 vers 11 lees, beveel en leer hierdie dinge. 1 Timoteus 5 vers 7 lees, beveel ook hierdie dinge, sodat hulle onberispelik kan wees. Titus 1 vers 9 lees, een wat vashou aan die betroubare woord, wat volgens die leer is, sodat hy in staat kan wees om met die gesonde leer te vermaan, sowel as om die teespreker te weerlê. En om te waarsku teen die gevolge van die verwerping van die evangelie en teen die gevare van valse leraars. Voorbeelde gaan ons lees uit Handelinge 20 vers 29 tot 31 wat lees: Want ek weet dit, dat na my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die disippels weg te trek agter hulle aan. Daarom moet julle waak en onthou dat ek 3 jaar lank, nag en dag, nie opgehou het om elkeen met trane te vermaan nie. Ons lees ook Romeine 16 vers 17. En ek vermaan julle broeders, hou hulle in die oog, wat tweedrag en aanstoot veroorsaak teen die leer wat julle geleer het, en vermy hulle. Dis hoe ons groei om volwasse Christene te word, deur die leringe te aanvaar en ag te slaan op die waarskuwings in die skrif. Volwassenheid is 'n belangrike begrip. Die ouers van 'n pasgebore baba herdenk elke mylpaal wat bereik word, die eerste woordjies, om te leer loop en om te leer lees. Watter ouer sal nie verontrus wees as hulle kind na 'n hele paar jaar nog nie kon loop of praat nie? Om te groei en te ontwikkel is normaal en te wagte. Dieselfde geld vir die Christelike lewe. Die Griekse woord vir volwasse is teleos en beteken volmaak en sonder gebrek. Deur die proses van Christelike groei word ons diep bewus van die diepte van God se wet en dat die vereistes daarvan baie wyd is, volgens Psalm 119 vers 96. Ons verstaan dat dit volgens Hebreërs 4 vers 12
'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart is. Maar ons moet versigtig wees. En dit is hoekom Paulus die woord vermaan in Kolossense 1 vers 28 gebruik het. Daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë en dood, volgens Spreuke 14 vers 12. Geestelike insig word bekom deur 'n geesgevulde kennis van God se woord. Valse leerstellings bevat gewoonlik 'n bietjie waarheid, maar voeg of by of laat iets uit wat die Bybel sê. Jesaja 8 vers 20 sê vir ons: tot die wet en tot die getuienis. As hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle 'n volk wat geen daggeraad het nie. Laasgenoemde opsie behaal dikwels sukses. Indien nie deur direk te twyfel oor wat God sê nie, dan ten minste deur te bevraagteken of dit werklik moontlik is en of dit steeds op ons van toepassing is. Ons moet versigtig soos die slange en opreg soos die duwe wees om leerstellige waarheid van dwaling te kan onderskei. Hoe verstaan jy wat dit beteken om volmaak in Christus te wees, soos Kolossense 1 vers 28 dit stel? Hoe help dit ons om, as ons begryp wat Jesus vir ons op die kruis bereik het, te verstaan wat dit beteken om volmaak in Christus Jesus te wees?